Ons lees die oordenking vir die 16de Maart uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vir oggend is sterk. Ons teksvers kom uit Jakobus 1 vers 2 en 3. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Swaar kry maak ons sterk. Ons weet dit. Die hooftema van Malcolm Gladwell se boek David and Goliath is dat die dinge in ons lewe wat negatief lyk, dikwels voordelig vir ons is, en andersom. Gladwell wys ons daarop dat elke beproewing vir ons waardevolle lewensvaardighede aanleer, soos wysheid, veerkragtigheid en dapperheid. Dit is dikwels dinge wat ander mense ons beny, alhoewel hulle dit graag sou wou bekom sonder die swaar kry. Geen handboek kan vir 'n mens sê hoe klein saadjies van uithou vermoë en geloofsgroei uit swaar kry soos 'n langdurige siekte of persoonlike terugslag kan ontkiem nie. Die saad breek oop en beer moeisaam en onsigbaar in die donker ure van gebedsworsteling boontoe. Deur die lees en herlees van God se woord breek klein geloofsplantjies deur die dor oppervlak. Hulle word sterk en stewig. En later verskaf dit ook vrug en koelte vir ander mense langs die pad. Wanneer 'n mens terugkyk op jou pad, sien jy dat die Here dwars deur al die terugslae daar was. Hy, die trooster en beskermer, het ons nooit alleen gelaat nie. Selfs nie in ons oomblikke van grootste twyfel nie. Louis Giglio sê tereg in Goliath Must Fall dat geen reus, hoe groot ook al, groter en sterker as Jesus is nie. Ons reuse hoef nie reuse te bly nie. Christus het elke skynbaar onoorkomelike hindernis en lewensgevaarlike reus reeds oorwin. Ons krag lê in hom. Here, dankie vir die swaar kry wat ons help om nader aan U te groei. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.